Môre, maats. Ons is bietjie, waar is ons hierso? George, daar waar baie reën was, nee, Sander, julle was op die nuus gewees. Hier was baie water gewees, Meyringspoort en al die plekke wat verspoel het. Maats, maar ons is hier in die Bybel besig met Numeri 14. Ons het laas gesels oor die verspieders, nee? 10 plus 2 is 12. 2 verspieders, Caleb en Joshua het gesê, ons kan in die land ingaan, en 10 van hulle het vir die volk gesê, ons kan nie, daar's reëse, die stede is versterk. Vader Jahwe het vir ons uit Egipte verlos om ons hier in die woestyn te laat sterwe, of ons kan nie die land ingaan nie, maats. En toe begaan Israel 'n groot sonde, 'n baie groot sonde. Hulle kla en hulle murmureer. En hulle sê, kom ons maak vir Moses dood. En kom ons stel 'n nuwe leier aan wat ons terugvat Egipte toe. Maats, en net toe hulle besluit, hulle gaan nou vir Moses doodmaak, sê die Bybel, toe verskyn die heerlikheid van Jahwe in die tent van samekoms, en Vader Jahwe spreek met Moses en sê, hy gaan die volk uitwis, want hulle is ongehoorsaam en ondankbaar, en daarom mag hulle nie in die beloofde land ingaan nie. Maats, en dit is so hartseer, want dit is hoekom Vader Jahwe hulle verlos het uit Egipte, om hulle die beloofde land te gee. Dat hulle in die wonderlike land kan bly, maar hulle moet op Jahwe vertrou het. En hulle het nie. En Vader Jahwe sê vir Moses, Moses, ek gaan hierdie volk uitwis, en ek sal van jou 'n sterk volk maak. Maar Moses was weer 'n priester, en hy bid en sê, Vader Jahwe, al die volk het gesien hoe u vir Israel verlos uit Egipte, en nou, as hulle hier in die woestyn doodgaan, gaan hulle sê, u kon hulle nie verlos het nie. En toe bid Moses vir die Israeliete. En Vader Jahwe sê vir Moses, ek sal hulle vergewe, maar daar die mense wat so kla, hulle moet 40 jaar so in die woestyn rondtrek, dat hulle daar sterwe, hulle mag nie die beloofde land ingaan nie, want daar was mos, die verspieders het 40 dae mos die land verspied, nee, Sander? Vir elke dag moet hulle 1 jaar in die woestyn bly, 40 jaar. So, as jy nou 'n kind is, hoe oud is jy nou, Sander? 9, en dan eers vir 40 jaar in die woestyn ronddraai, dan moes jy 49 jaar gewees het as jy in die beloofde land ingegaan het. So al die kinders, al die mense van 20 jaar en jonger, hulle kon nog bly leef, maar al die ouer mense moes doodgaan daar in die woestyn. Maats, toe die volk dit hoor, toe is hulle weer jammer. Maar hulle hart is nie regtig jammer omdat hulle Jahwe ongehoorsaam was nie. Hulle is net jammer omdat hulle nie kan kry wat hulle kon gehad het nie. En toe begin hulle weer 'n sonde. Toe sê hulle vir Moses, maar nou sal ons in die beloofde land ingaan. En Moses sê, maar julle kan nie, want Vader Jahwe het nou klaar die straf aangekondig. Julle moet nou gehoorsaam wees, maar die julle straf dra, en julle pak vat soos 'n man. Nee, sê hulle, nou gaan ons veg teen daai klomp Kanaaniete. Moses sê, julle kan nie, Jahwe is nie met julle nie, hulle gaan julle verjaag, en daar gaan hulle. En toe hulle dink hulle gaan maak oorlog teen hulle, toe verjaag die Kanaaniete hulle, en daar is 'n klomp van hulle wat sterwe. En Jahwe se plaag tref daardie klomp ongehoorsame rebelse Israeliete, en 'n klomp het voor Jahwe gesterwe. En vir die volgende 40 jaar gaan hulle daar in die woestyn rondswerwe. En dit is baie hartseer dat Israel nooit vir Jahwe geglo het nie, en dat hulle ongehoorsaam was, behalwe Joshua en Caleb sê in Numeri 14, want daar was 'n ander gees in hulle het Jahwe geglo en vertrou. Maats, daarom moet ons ook soos Joshua en Caleb wees, as die massas, as die meerderheid mense, die baie mense kla en murmureer, en bang is en vrees, dan moet ons sê, ons vertrou op Jahwe. Jahwe sal sy beloftes waarmaak, nee. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Dankie Vader Jahwe vir 'n mooi dagie, dat ons u woord kan lees, al is dit hartseer van die Israeliete wat ongehoorsaam was, dat ons weer van Yeshua leer om gehoorsaam te wees. Dankie dat elke belofte wat u beloof het waar is, en dat ons op u kan vertrou, al lyk dit moeilik, u is getrou, u sal dit volbring. Dankie daarvoor, ons loof en prys u in Yeshua. Amen. Amen. Totsiens maats, julle moet 'n mooi dag hê, soet wees.